Geliefdes, ons tema is die laaste avondmaal. Johannes 13 vers 23. En een van die disippels, die een wie Jesus liefgehad het, het aan tafel teen die bors van Jesus gelê. Ons beleef 'n intieme oomblik in die lewe van Jesus en sy disippels. 'n Aandoenlike toneel aan tafel, wat deur kunstenaars geskilder en op doek vasgelê is. Leonardo da Vinci se laaste avondmaal is seker een van die bekendstes. In hierdie eenvoudige toneel is daar 'n diep geestelike waarheid vasgevang, waaraan jy vandag moet vasklou. Die Bybel vertel dat Johannes in die donker uur en swaar omstandighede teen die bors van Jesus geleun het. In die kultuur van destyds het mense half lêend aan tafel geëet. Johannes was naby aan Jesus, binne sy persoonlike ruimte. Nie teen Jesus se arm, die simbool van krag nie, nie teen Jesus se skouer, die simbool van ondersteuning nie, maar teen sy bors, waar sy hart klop en sy liefde brand. Jesus het Johannes liefgehad. Daarom jak hy hom nie af nie en stoot hom weg nie. En wat doen Johannes? Hy het homself, sy bekommernis, sy alles uitgestort op die bors van Jesus. Hy het dit daar agtergelaat en verloor. Die laaste avondmaal, en ons teks spoor ons vandag aan om naby Jesus te bly, binne ryk en hoër afstand. Miskien het daar dinge gebeur wat jou van die Here vervreemd het. Dinge wat jou geloof ondermyn het. Kruip vandag nader aan die hart van Jesus. Moenie in verbittering wegdwaal nie. Maak dit vandag reg. Praat met die Here. Hy hoor en hy luister na jou. Moenie langer op jou eie voete probeer staan en dinge self probeer regmaak nie. Breek voor die Here. Gee oor aan Jesus. Hy is getrou, vandag, môre en tot in ewigheid. Amen. Laat ons saam bid. Here, ons het U baie nodig. Ons wil na U vlug. Ons wil teen U bors gaan leun. Dankie dat U ons nie wegstoot nie. Dankie dat U ons gedagtes, wat U uitreik deur die werking van die Heilige Gees, nie miskyk nie, maar dat U ons liefhet. En dat U ons nader roep, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal jou rus gee. Doen dit vandag. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Mag die Here jou vandag ryklik seën en help. Vertrou hom volkome. Amen.